En so is dit dan nou net so na 12 en dit is tyd vir die Celeb Talk. Ons het vir Llewellyn Greef op die lyn. Llewellyn, jy is van Moeder en Bloed, die vervaardiger. Hoe gaan dit met jou? Baie goed, dankie. Hoe gaan dit daar vandag? Heerlik, dankie man. Dankie vir jou tyd. Ons weet dat julle baie bekende mense baie besig is. En ons waardeer dit verskriklik dat jy weer tyd gemaak het met ons te gesels hier in die Oos-Kaap. Sê vir my, Llewellyn, Moeder en Bloed, die fliek. Ja. Waaroor gaan dit presies? Want vir die mense het nou nog nie weet hoe. Okay, nee, 100%. Wel, die wat nog nie Locktrend gekyk het, sal ek sterk aanbeveel om dit te gaan kyk. Maar daai wat nog nie gekyk het, net om julle agtergrond te gee, die samevatting van die film. Dit speel af in die jaar 1901 en ons volg Willem Morkel, 'n familieman en 'n boer, gedurende die oorlog. En dan verloor hy sy vrou en sy kind en dan word hy aangehaal as 'n krygsgevangene op Sint Helena konsentrasiekamp onder die tirannie van kolonel Van, 'n imperialist wat 'n onblusbare haat het vir Afrikaners. En dan met die hulp van sy medegevangenes aanvaar Willem 'n aanbod wat lei tot die belangrikste wedstryd van sy lewe en hulle lewens. So hier dan moet hulle sit baie op die spel en hulle moet regtig opstaan en dis 'n sterk storie van hoop en saamstaan en span en wat 'n mens kan doen as jy regtig net nie opgee nie. So dis 'n baie wonderlike film en definitief iets vir die groot skerm. Nou jong, die eerste ding wat ek gehoor het, toe voor ek nog enigiets geweet het van die film af, toe ek oor Moeder en Bloed, toe dink ek aan Bok van Blerk, daar so 'n dallery, daar's 'n stukkie wat hy sing met Moeder en Bloed. Is dit waar die naam vandaan gekom het, of waar kom die naam? Ja, kyk, Sean Ellis het die draaiboek geskryf, het hy natuurlik altyd baie idees om die onderwerp en hy is 'n ongelooflike regisseur ook en die storie skryf, het hy in die rolverdeling het hy Bok in een van die karakters se rolle gesit. En dit het 'n klaar idee gehad, jy weet, Sean is altyd besig in sy kop en hy soos ons weet, het 'n baie sterk ervaring en baie goeie kontakte in die musiekbedryf en toe besluit hy nou al kom ons maak 'n musiekvideo ook en toe het hy met Bok gechat en toe het ons 'n ongelooflike video gemaak en wat se naam ook Moeder en Bloed is en die liedjie se naam wat obviously dan die titel van die fliek ook, hy help nogal baie vir die bemarking om dit. So dit was 'n ongelooflike ervaring om weer Sean en Bok te sien saamwerk en Sean en Johan Vos weer te sien saam skryf en ek weet nie of jy het seker al die liedjie geluister, maar dit is 'n ongelooflike liedjie en dit vat regtig aan 'n mens hart. Regtig baie mooi, ja. Sê gou vir my, Llewellyn, wat was die mees komediese oomblik op die toestel? Ek meen, as mens so ernstige fliek maak, dan is alles net, weet, daar's altyd stukkies wat so bietjie funny is. Ek is seker jy was daar gewees. Wat kan jy ons ietsie vertel? Nee, kyk, ons het baie oomblikke gehad. Soos jy kan indink dit is daar's ernstige tonele, maar daar's 'n paar tonele wat jy ook lekker lag en laat goed voel, maar wanneer sulke toneelspel gedoen word, dan het jy baie ernstig is en dan sodra Sean pad skree, dan sal jy ons begin lag of grappies maak, maar daar was altyd iets, jy weet, die akteurs het altyd ietsie gedoen of gevra van nog 'n tyd en dan sal hulle ietsie doen wat nou nie beplan was nie. En omdat ons in Woester geskiet het in die winter, was daar verskriklik baie wind. So baie keer sal jy in die middel van 'n toneel wees, dan waai iemand sy hoed in jou gesig vas of 'n plastieke koppie wat nie eintlik bestaan het daai tyd in 1900 met Fanta of Coke nie. En as al daai goed rondwaai, dan moet ons ongelukkig die toneel sny, want dan weet jy dit is baie. Ons kan nie Tupperware in die middel van die film nie. Ja, exactly, of die onlandse koerant met die datum. So, die wind was nogal 'n uitdaging, maar jy het bygesê, almal het so goeie gees op die stel gehad en almal het so goed saamgewerk, jy weet, en ons rolverdeling was tussen Suid-Afrikaans en internasionaal. Jy weet, ons het 5 of 6 mense oorgebring van Engeland af. So alles Britte was Britte, ons Ierse karakter was 'n Ier. So dit het regtig baie goed afgespeel. Sê gou vir my, Llewellyn, ek is jammer ek praat nie so baie, maar jy's 'n verskriklik interessante mens, jong. En dis ook nie elke dag wat jy die geleentheid kry om met so oulike mense te praat as jy, nee. Sê gou vir my, Llewellyn, ek wil gou by jou weet, wat was die hoogtepunt van hierdie verfilming van die fliek gewees vir jou? Jy weet, dit is 'n moeilike vraag, maar dit is 'n goeie vraag. Jy weet, daar's soveel hoogtepunte. Ek meen, toe Sean Ellis en Rudy Algren van Collective Dream Films my en Henk Pretorius benader het met die draaiboek wat in 2014 was, Augustus. Toe was dit nog daai tyd net 'n idee, maar jy weet, Sean het hierdie storie al lank in sy kop gehad en toe ons besluit nie, ons gaan hierdie ding aanpak en ons gaan dit doen en
Hy het al die elemente wat ons oor opgewonde raak is, dat hy hier gaan werk, hy kan nou see werk, hy kan reis, dis 'n ongelooflike film en storie. Toch dis nogal 'n moeilike ding om aan mekaar te sit. En ek sê een van die grootste hoogtepunte vir my is gewoonlik op 'n fliek is die dag wanneer jy die eerste kamera op die grond sit en jy eerste toneel skiet en jy besef net, hier gebeur dit nou. Jy weet, want jy het idees, jy praat oor goed, jy skryf iets op 'n stukkie papier en jy weet, dit is nie soos ek gaan koop nou ietsie en verkoop dit weer en dit is iets wat ek in my hand kan vat nie. Dit is 'n idee, dit is 'n storie en dan gebaseer op daai storie en almal betrokke moet jy al die mense kry, jy moet die geld kry, jy moet die verspreiding kry, jy moet al die gereedskap kry, al die departementshoofde kry. En dan daai eerste dag wat jy op stel stap en ontbyt het en jy staan daar en hier staan mense van Engeland, hier staan mense van die Kaap, hier staan mense van Johannesburg, dit van oral in die land, van ander lande. En almal staan daar en jy weet, hier gebeur dit nou. Jy weet, dit is altyd vir my persoonlik nogal 'n hoogtepunt wanneer almal bymekaar kom. Maar die grootste hoogtepunt is die dag wat jy skree en dit ek sal nooit vergeet nie, ek het op 'n berg gestaan en dit was ons laaste toneel vir die dag en vir die film. En hoe wat dit gewaai en die ouens was hardloop en dit was koud. En toe dit net klaar is en die son gelukkig was, die draai om en hy sê, and that's a wrap. En jy weet, almal wat in die filmbedryf weet, as jy skree, that's a wrap, en almal wat daar staan, almal gryp mekaar, druk mekaar, daar's trane, daar's high fives, Dit is awesome. Jy weet, daar's so baie, want jy kan nie glo dat alles wat jy aan gewerk het nie, al die moeite van almal en alle aspekte af is nou klaar. Alles is nou in daai kamera, ons het die film gemaak. Hier het nou iets gemaak wat nog nooit bestaan het nie. En oor 'n paar maande gaan dit op teaters uit en mense gaan sien. So jy weet waar jy gaan van niks na skree rap op 'n produksie wat nou net 6 weke gehardloop het en 'n ongelooflike fliek is wat nou op die 1 April uitkom. Wat dit, ja, daar was my regte hoogtepunt. Maar ek kan oor baie hoogtepunte praat. Ek hoop dit beantwoord jou vraag. Ja nee, dit doen definitief. En dit bring my by die volgende, weet jy, in jou vraag het jy nog my 2 van my volgende vrae eintlik ook wat dit by aanpas. En dit sluit aan by my volgende vraagie wat ek vir jou wil vra. Baie mense, of kom ek sê die meerderheid mense in Suid-Afrika, is onder heeltemal 'n wanpersepsie as wat 'n persepsie as dit kom by finansies van films en akteurs en aktrises. Almal dink, "Jo, hierdie mense is op die TV, hulle maak miljoene rande en ek moet ook net soos daai persoon wees, jy weet." Maar ek het so 'n bietjie self verhoogwerk gedoen op 'n stadium as die stoute boerennooi. En ek het agtergekom dat, joh, jy weet nie, hier is nie geld in hierdie besigheid nie. Wat maak ek? Vertel 'n bietjie die mense van films, jy weet, Afrikaanse films. Sê 'n bietjie vir hulle, hoe werk dit? Ek meen, om dood eerlik met jou te wees, ons was baie bevoorreg met die span wat betrokke was, jy weet, as jy kyk na die vervaardigingsspan, ek en Pretorius, Sean Els, Royal Klein, dit is 'n produksiemaatskappye wat by mekaar gekom het en nogal baie van besigheid ook al weet. Ek meen, dis een ding om in hierdie kreatiewe bedryf te wees, soos jy sal weet, dit is baie moeilik. Jy weet, want dis 'n bedryf waar almal in wil wees, maar dis 'n bedryf waar die top 1% miskien, soos wat jy sê, jy sien nou TV, yes, hy maak baie geld, jy weet, en as jy nou kyk na Hollywood, daar's miskien 30 mense in Hollywood wat jy gewaarborg is waar jy verspreiding kan kry in die wêreld. Dit 30 mense uit al die akteurs en aktrises in die wêreld dis nogal 'n baie klein persentasie, maar wat ek sou sê is, jy weet, enige wat in die bedryf inkom, dit vat baie tyd, dis baie passie, dis baie hard werk, dis baie ure, maar dit hang ook maar van wat se kant jy af inkom, jy weet, soos as ek nou praat met jong vervaardigers, want ek is vervaardiger en dis die naaste vir my ervaring is, jy verstaan net besigheid, verstaan jou mark, verstaan die verspreidingsmodelle werk, verstaan waarvoor jy jouself inlaat, jy weet, jy gaan nou in 'n bedryf en wat ontsettend kompeterend is, en dis so 'n moeilike ding om reg te kry, want jy probeer iets maak en jy probeer iets skep, dat jy hoop almal gaan kyk. Jy weet, as jy die volgende keer in 'n restaurant sit en jy kyk om jy en jy dink ek in die restaurant is daar sit dan 'n stoor en is 200 mense. Wat kan jy vertel? Wat 'n storie kan jy maak dat al die 200 mense kan rustig sit, stil bly vir 1 uur en 'n half kyk en iets in gemeen hê? Ja, dis nie moontlik nie. Jy ken nie daai mense nie. Jy ken nie die wêreld nie. So dis so 'n moeilike ding om aan te pak, maar laat ek jou sê, wanneer jy dit reg kry, ongelooflikste gevoel in die wêreld. Luan, en ek het gister 'n onderhoud gehad met Charlene Sirty Richards, ek weet jy ken haar baie goed.
En sy het my toe gister gesê, ja, mense dink dat akteurs baie geld maak en dit is nie die geval nie. Dit is baie moeilik, jy weet, ek self nie akteur nie, maar ek werk met baie akteurs en ek verstaan dat akteurs en actrices, dis rarig, dis 'n cutthroat business, as ek iemand mag gebruik vir dit, en dit is baie moeilik, want jy leef maar van maand tot maand, van job tot job, maar dit is so 'n rock in a hard place, want jy wil nie meer spel doen, maar jy wil ook, dit nie dat jy het nie doen nie, want dan gaan allemaal denk, jy doen het vir nie, maar jy wil ook geld maak, dus dit is rarig moeilik, en dit is iets wat jy net moet aanhou, en vooral in Suid-Afrika is dit gewoon moeilik, want ons bedrijf is nie so groot as die wêreld, nie, maar dit beteken nie as jy nou oor see gaan, dit gaan makkelijker wees, en daar is nie baie meer competitie. So dit is moeilik, en ek ken 'n paar wat 'n goeie lewe maak, en goed doen, en natuurlijk dit tot mense kan obviously nog wel goed leef, maar dit hang baie af van hoe hard hulle bereid om te werk en hoe lang hulle kan uithou tot hulle daar groot in staan, want dit is nie 'n exact science nie, en dit vat lang, maar wanneer hulle dit maak, is dit altyd so bly, jy weet, dit is maar altyd, ek het vriende en vriendinne wat akteurs en actrices is, en dit is so moeilik, maar wanneer hulle dit maak, en wanneer hulle 'n job kry, of hulle kry 'n CP, of hulle doen iets vir 'n jaar, dit is nogal lekker, en het is lekker om te sien hulle verlig het, want waar is jy iets kry wat so constant is, maar dit is rarig moeilik, en Charlene, dit is rarig waar wat sy gesê, dit is 'n moeilike ding. Dan, om terug te kom by Moeder en Bloed, die primaire rolverdeling is Tiaan Bam en Charlene Salten, dis 'n klomp groot Bok van Blerk, en is 'n klomp naai, met groot name. En Dion Lots, en Martin van der Merwe, en David Lou, en ons het ek sien kyk na die papier, ek gaan so 'n rukkie vat om almal op te noem, maar wat ek vir jou wil sê is, hoe het julle dit reg gekry om al hierdie ongelooflike akteurs in een film in te kry? Ek meen, hoe het julle die mense oorreed om hierdie film dit kon nie, ek is vanoggend toe ek dit so sê en kyk, toe dink ek myself, dankie hemel dat ek nie daai werk gehad het, want dit kon nie 'n maklike werk gewees het om al hierdie ongelooflike mense op een plek te kry in 'n film nie. Maar die woorde die gebruik is absoluut reg. Dit was 'n ongelooflike uitdaging. Jy weet, want nie wil jy al die mense in 'n film hê nie, maar jy moet met almal se skedules werk. Ja. En baie van die akteurs en aktrises is besig hierdie tyd of daai tyd. Ja, en ek sien nou baie van hulle is liedjie skrywers en sing en so dan toere en Bok van Blerk is nie net 'n akteur nie, hy moet musiekloopbaan, so jy moet hom dit dalk so. Dit is nogal 'n groot uitdaging om almal te kry om by mekaar te kom, sodat ons almal kon hê wat Sean baie graag in daai rolle wou hê, en Sean het 'n ongelooflike job ook gedoen aan die rolverdeling. Ons almal het ingespan, jy weet, altyd produksiespan van mense, ons het hulp gehad van ander persoon, en met almal het ingespring en gesê, hoor hierso, ons moet die mense kry, dit gaan moeilik wees, en dit lyk onmoontlik, maar as dit reg kry, gaan dit nogal great wees, en dit gaan ongelooflik lyk op die poster, en dit doen. Dit lyk amper soos een van die, weet dit onmiddellik toe ek die poster sien, dit is my oog gevang, dit is een van die groot Hollywood moments, ek moet refleks sien. Dit is absoluut amazing wat julle reg gekry het. Hoor jy so Helen? Yes. So vinnig gepraat oor Suid-Afrikaanse films en so aan. Jy weet, julle, almal van julle, al die wat betrokke is by die films, het so baie titels. Jy weet, dit is die vervaardiger, dit is die skrywer, dit is die regisseur, die uitvoerende vader, jy weet, en so gaan die lys aan. Ek gaan vir jou so vinnig sê, jy weet, ek gaan vir jou die titel noem, en dan verduidelik jy vir die mense net so vinnig binne 'n paar sekondes, net wat oor in jou kop opkom, wat hierdie persoon doen, okay? Die vervaardiger, wat doen hy? So die vervaardiger is die persoon wat van die begin tot die einde betrokke is, en ek bedoel van die idee opkom, wanneer hy 'n storie kry wat hy wil graag maak, en dan vat hy daai storie, en dan moet hy alles daaraan koppel. So sodra die vervaardigers die storie gegroenlig het, dan besluit hulle, okay, wat is die begroting, wat gaan die storie kos, wie gaan al betrokke wees, wie gaan ons produksiespan wees, wie gaan ons kreatiewe span wees. Okay, so dit is eintlik die ou wat die meeste kopseer het. Jy doen presies, die grootste kopseer, en dan jy werk is nie klaar wanneer die fliek in die theaters uitkom, jy werk begin dan is die bemarking. Dan moet jy daai film nou versprei in die wêreld invat, sodat hy oral gewys kan wees so ver as moontlik. So die vervaardiger het 'n baie groot werk. Die skrywer is obviously die ou wat die draaiboek geskryf het, is ek reg? Die skrywer is die draaiboekskrywer, is dieselfde ding, en dit is iemand wat bitter belangrik is vir die bedryf. Jy weet, die vervaardigers kan net stories maak en laat maak wat geskryf is.
Okay, dan die regisseur. Is ontsettend belangrik. Die regisseur is die persoon wat al die regie hanteer. So dis soos in hierdie geval was dit nou Sean Ellis wat die skrywer en die regisseur, wat dit baie maklik gemaak het, want die regisseur is die ou wat op die stel die show run en sê, okay, dis die skoot wat ek wil hê, hy stel die skoot op, hy weet wat hy kry vir oomblik, hy werk met die toneelsaam, die akteurs en aktrises, hy doen alles, so hy run die show op die stel totdat dit die klaar nie kan. Dan die kinematograaf, Adam Bento. Baie belangrik, Adam Bento, hy was ongelooflik, ongelooflike talentvolle man, en daarom het hy en Sean al tevore gewerk in vorige produksies, so dis die persoon wat alles wat jy sien, al die mooi prentjies, die kamera, die beautiful oomblikke wat hy vang, dit is die ou, hy So is die kunstige enetjie. Ja. Die produksieontwerp van Moeder en Bloed was Batoni Robertson. Batoni Robinson, ja, sy was ongelooflik. Dis nou die persoon wat, sy werk baie naby aan die regisseur en ook die kinematograaf en al die ander departementhoofde, want as sonne toneel opstel as die regisseur, dan moet dit lyk soos wat hy met sy kop sien, sy moet kyk en die draad ook hoe hy dit sien, en met hierdie wat hy nogal uitdaging, maar dit is 'n periodefilm, so Batoni moet seker maak dat alles reg was teenoor daai tyd, want jy het 'n baie klein kreatiewe lisensie, jy kan nie soos 'n blikkie koud daarin sit nie, want dit is 1901 en dit nie gehad daarop, so dit is 'n baie goeie rol. Okay, jy het 5 sekondes om vir almal te vertel hoekom ons Moeder en Bloed moet kyk. 100%. As jy daarvan hou om teater te gaan en opgewonde te raak en iets te kyk waar jy uitloop en jy voel so goed en jy is so bly het uitgegaan, is dit Moeder en Bloed. Dit is nie 'n film net vir DVD's en televisie nie. Hierdie is 'n groot skermfliek. 1 April landwyd. Nou sê, julle, en dit was dan Llewellyn Greef. Dit was een van my lekkerste onderhoude wat ek al ooit gehad het met 'n vervaardiger. Baie dankie, Llewellyn. Groot plesier en dankie vir jou vraag. Ek het dit baie geniet. Ek is baie bly. Julle, dit was Llewellyn Greef, die vervaardiger van Moeder en Bloed. Soos hy gesê